Hallo julle. Hallo daar. Die derde punt wat die mystici met die jare saam ontdek het en wat 'n baie belangrike beginsel in hulle geestelike reis uitgemaak het, was die feit dat die tye en daardie geleenthede waar ons ly, waar ons swaar kry, waar ons pyn verduur. Dis nou baie eenvoudig gestel, Baie wyd gestel. baie wyd gestel. Daardie moeilike tye is juis die tye met 'n ontsaglike potensiaal vir groei by ons. So met ander woorde, daardie plekke waar ons weerloos is juis geleenthede wat die potensiaal het waardeur ons kan groei. En met dit bedoel jy nou geestelik groei, innerlik groei, Ja, in emosionele en geestelike volwassenheid groei. dis reg. Waar daar 'n verdieping by ons kan plaasvind, waar ons Groei in jou verhouding met God. al daai, ja. Hoekom sou dit so wees? Ek dink omdat 'n mens se ego oor die algemeen voel of probeer om in beheer te wees. En die ego sê ek sal dit hanteer, ek kan dit oplos. En wanneer dit dan gebeur, dan funksioneer ons vanuit ons verwysingsraamwerk. Maar enige ongemak, lyding, eintlik kan 'n mens lyding omskryf, 'n baie basiese definisie vir lyding is enige iets waar ons nie in beheer is nie. En dit is enige Of iets. waarvoor ons nie oplossings het nie. Nee. Dit maak nie saak hoe ek daaroor dink nie. Dit maak nie saak hoeveel geld ek daar kan instoot nie. Daar is nie 'n oplossing nie. Ja. My kind is oorlede. Dit maak nie saak of ek die grootste bankrekening of die grootste beleggingsportefeulje in die wêreld het nie. Daardie verlies is daar. Ja. En En dit is ook nie iets wat gebeur omdat ek iets verkeerd gedoen het. nee, Of omdat dit 'n vorm van straf van God se kant af is nie. Dis lewe. ja. In ons lewens gebeur daar moeilike dinge. Ja. Het ons verliese, het ons teleurstellings, word ons siek. So al hierdie situasies wat ons eerder nie sou wou hê nie, maar wat wel oor ons pad kom net omdat dit bloot lewe is die plekke waar ons sekere dinge kan leer. Ja. En ek dink ook net 'n mens moet dit baie duidelik stel. Wanneer 'n mens dit noem en daaroor praat, dan is dit nie om enigsins ligtelik met ons swaar kry en ons lyding om te Of gaan om nie. dit te gaan soek nie. Te sê, Ja. hoe swaarder ek kan kry, dis amper wat ek dink wat baie van die ou mystici ook gedink het of daai self wat het hulle dit genoem? Die Flagellante wat hulle self geslaan het met swepe was amper 'n vorm van dit, né? Dis reg. Van 'n waninterpretasie. Waninterpretasie. Ja. So jy gaan nie en soek dit nie of jy's nie 'n smart vraat nie. Dit is nie asof jy sê dit gaan so moeilik met my, maar daarom weet ek is naby. Dis nie dit nie. Die lewe, dit maak nie saak wie ons is nie. En ons kan met eintlik absolute sekerheid sê elke persoon wat deelneem aan hierdie gesprek, wat na hierdie gesprek luister, het al in haar of in sy lewe swaar gekry. Dit is net so. Dit is net uit verliese gely, het deur verskriklike moeilike tye gegaan, was in situasies waar hulle nie herwaarts of derwaarts geweet het nie. Dis net hoe die lewe is. En 'n mens praat nie
maklik daaroor om te sê, "Hy weet jy, ek sien jy kry nou baie swaar, maar byt net vas, jy's besig om te groei." Dis nie Nee. so ligtelik nie. Nee, dit bly verskriklik swaar, die Dit is. omstandighede, maar ek dink 'n groot deel van die lyding is ook, en ons het al daaroor gepraat, dat 'n mens nie die realiteit van die situasie wil aanvaar nie. Dis amper asof ons dink as ons dit aanvaar, dan keer ons dit goed en dan gaan ons nog langer daarin wees. Dis reg. Maar dit is nie wat mens bedoel met aanvaar van 'n situasie nie. Dit is meer, dink ek, net om te weet dit is nou soos wat dit is. Ja, Vir nou is dit hoe dit is. ja, En ek dink daar is 'n stuk laat gaan en nie 'n beklei teen iets wat jy niks aan kan doen nie. Ja. So sodra jy ophou om 'n realiteit te beklei, dan help jy jouself al klaar baie en leer jy al klaar baie. ja. Ja, so met ander woorde, wanneer 'n stormwind jou dak afgewaai het, nie om te sê, waarom tref hierdie lot my Ja, baie altyd? keer daai Dit- vraag, hoekom? Ek het nie nou tyd dat dit moet gebeur nie. Ja. Nie een van ons het tyd dat jou dak afgewaai moet word nie. Dis altyd 'n ongeleentheid, maar dis wat dit is. Ja. So nou moet jy 'n oplossing probeer kry en om nie 'n slagoffer mentaliteit in te neem en te sê al hierdie swaar kry gebeur altyd met my nie. Ek weet nie of dit James Baldwin is wat gesê het, net sodra 'n mens dink, dit is net jy wat al soveel pyn en lyding en swaar kry beleef het, dan begin jy te lees. Want as 'n mens lees, dan kom 'n mens agter hoe nog altyd deur die geskiedenis was dit die geval gewees. Ja, ek meen, en ek het net hierdie week 'n gesprek gehad met iemand. As jy iemand anders se storie vertel wat 'n baie moeilike lewe het, of baie moeilike dinge deurgaan, dan sê mens vir jouself, ek vat eerder my lewe. Ja, So daar's altyd, soos jy sê, as mens lees oor of net met realiteitsprogramme sien hoe mense lewe in plekke waar dit so moeilik gaan. ja, En jy sien wat jy het. So daar's 'n groot stuk dankbaarheid wat inkom wanneer 'n mens ook weet dat jou situasie nie die enigste een is wat 'n moeilike situasie het nie. En in baie opsigte dalk beter as baie ander mense se situasie. dis reg. Dis En reg. weer eens nie om jou moeilike situasie lig te maak nie, Ja, maar dit bring 'n stuk realiteite in. ja. Wat jou help om oor daai plekke te kom waar jy voel dit gebeur net met jou of jy word gestraf of al daai tipe van negatiewe gesprekke wat ons met onsself het. Ja, ja. En ek dink vrae soos hoekom gebeur dit met my? Iemand het eendag vir my so 'n wonderlike raad gegee. Sy plek om te vra hoekom, vra eerder wat kan dit heel maak? Enige situasie, hoe kan dit heel gemaak word? En om dan oop te wees. Ek dink die groot ding in moeilike tye is om ek dink dalk om 'n groot stuk vertroue en oorgawe, dink ek kan baie help, en 'n openheid vir oplossings wat ek nie sou kon uitdink nie. Dit is. En dit alles help om die lyding, daai regte sukkel met 'n ding makliker te maak. Ja. Maar dat dit mens iets leer, dat mens groei daardeur, dat jy agterkom ek kan staat maak om ander mense of ek kan Dit maak net soveel perspektiewe Ja. oop. Dis 'n bewussyn van 'n nabyheid van God, partykeer met groot stryd. Partykeer is dit aanvanklik, Here, maar U het my verlaat. As 'n mens na die psalms kyk of so, maar op 'n baie diep vlak waar 'n mens met ander perspektiewe en insig gelaat word. En 'n ander manier van kyk en 'n meer oop hart vir die wêreld rondom 'n mens.
wat 'n mens andersins jy kom ook agter wanneer jy met mense te maak het wat al baie swaar gekry het. Ja, ja. Hulle kyk anders, daar's 'n wysheid. Wat ander mense nie het nie. En daarom is dit regtig jammer dat vir 'n groot deel van die Christendom in die welgestelde weste is daar 'n spiritualiteit wat net na seën soek. Net na En voorspoed. wat eintlik sê, as dit nie met jou goed gaan nie, dan het jy iets verkeerd gedoen. Dis reg. Jy doen iets verkeerd, want dit moet goed gaan. Ja, God gaan ons net positief seën. ja. En ek dink ons mis iets van die seën wat God vir ons wil gee, ook in die swaar dinge van die lewe. Ja, ja. Nie dat, ja, en dit weer eens nie iets wat God oor ons bring nie, maar in daai moeilike situasies wil God ons seën met, miskien jare daarna, dat jy kan terugkyk en sê, hierdie ding het my daar of daar gebring, of daar's 'n uitvloeisel hier wat ek eintlik kan sien as 'n geskenk. Ja, ja. En dis nie maklik as jy in 'n moeilike situasie om te sê, daar mag dalk vir my iets goeds hierin wees nie. Ja. Mens ja, kan dit nie sê nie. Ja. Want ons is amper soos iets wat balans soek die heeltyd en ek dink dit is hoekom dit so 'n moeilike ding is. Ons wil aanhoudend weer terugkeer en dit is ook deel van ons behoud. Maar ons gaan deur moeilike tye en omdat ons ook alself die vrug daarvan beleef het, het ons al vir onsself 'n frase ontwikkel. Ons is met iemand besig waar ons sê, weet wat kom ons agter, hierdie persoon is op 'n goeie slegte plek. Ja. Dis 'n baie 'n moeilike plek, maar Ja. dis eintlik 'n goeie plek. waar dinge besig is om oop te vou. 'n Baie paradoksale element, maar Wat ook deel van die mistisiese ja, se kyk na dinge is. dis reg. Dis altyd hierdie twee kante wat lyk of hulle nie pas nie, maar hulle pas eintlik perfek. En by mekaar kom. Ja. Dankie julle. Ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal. Tata.